Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is juist die woord Vader wat vir ons vandag baie gaan beteken, Here, as ons na u woord kyk. U is ons Vader. Kom en help ons, Here, om te verstaan wat dit werklik beteken om 'n kind van God te wees en 'n Vader te hê wat u is. Ons vra u groot genade en wysheid vanoggend, Here. Amen. Amen. Ons het Paulus lei ons nou in 'n nuwe deel van toepassing in van die evangelie. En dit het juist daaroor gegaan, daai krag, daai reddende krag tot genade waarvan hy praat. En hy het nou vir die laaste 2 hoofstukke het hy daaroor gepraat, en dan lei hy ons verder na die implikasie van God se reddende krag toe, hoofstuk 8 vers 1 wat ons nou al gedoen het. En hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Daar is geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. En dit is so 'n belangrike stelling, want dit is jou vasstrapplek in geloof. Dis waar jy die reddende krag tot genade in jou lewe begin uitspeel. Jy is in Christus en niks kan jou meer veroordeel nie. Nie eers jouself kan jou veroordeel nie. En dit is die tema waarmee Paulus ons wil bemoedig in hoofstuk 8, en hy gaan dit nou 'n stap verder vat. Nou, die eerste punt was dat die Gees verseker jou dat jou sonde, patrone en die doodsheid daarvan, dat jy dit sal oorkom. Dit is laas keer se preek gesien, hoofstuk 8 vers 1 tot 13. Want die Gees bevry jou om soos God te dink, en dit is juis lewegewend, en dit vervul God se vrede in jou. En jou stryd teen jou natuur, jou sondige natuur, is onder die oorsig van God se inwonende Gees. En daarom is ware lewe 'n geregverdigde lewe wat net in Jesus se Gees kan plaasvind. Dis ware lewe. En dit bring ons by daai stelling wat ons in vers 12 en vers 13 gesien het, wat aan ons voorgehou word, naamlik die onvermybare verpligting om doelbewus jou aard en sy patrone, die ou aard en sy patrone deur die Gees van Christus in ons teen te staan en dood te maak. Dit was die stelling wat oor vers 12 en vers 13 vir ons voorhou. Dit is vir ons verpligting. Ons fokus onder die krag van redding, krag tot redding van God is dus om te verander na Christus se vorm deur sy Gees wat ons daaraan lei. Waarop maak ons staat om hierdie verpligting na te kom? Want dit is maklik om dit te sê, maar dit is nie so maklik om dit uitgevoer te kry nie. Ons almal weet dit. Ons ken nie die ervaring. Hoe weet ek, dit is nie net uit my eie wat ek het probeer doen nie. Soos 'n self-improvement project nie. Hoe weet ek dit? Wat motiveer my om in Christus te verander? En nou moet ek vir myself sê, dit het dalk vir my nou ook soos 'n verpligting begin voel.
Ek moet nou maar net. Dis nie vir my 'n vreugde om dit te doen nie. En daarom wys Paulus nou ons op 'n verbintenis met God uit 'n heel nuwe oogpunt uit. Wat ons anker in die verpligting van verandering. Dat ons 'n nuwe uitkyk het. Wat ons help om hierdie verandering in 'n nuwe lig te sien. Kom ons lees Romeine 8 vers 14 tot 18. Romeine 8 vers 14 tot 18. Romeine 8 vers 14. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is en deur hom geroep is, deur hom roep ons Abba, Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders van God is ons ook erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. En as jy dan in jou Bybel kyk, dan sal jy sien vers 18 val eintlik so in 'n nuwe kategorie. Maar daar's 'n belangrike koneksie hierso wat ons graag wil bespreek binne in dit wat ons vandag hier voor ons lê. So ons bring hom terug vir ons in hierdie stukkie in en ons gebruik hom vandag daai verdeling wat daar plaasgevind het is 'n latere toevoeging wat ons maar gebruik om onsself mee te oriënteer in die Bybel. Dis nie hoe hy oorspronklik daar was nie. In die lig van hierdie proses van verandering, wat ons nou hierdie verpligting wat op ons is, om te verander, wil ons twee goed vandag na kyk. In die lig van hierdie verandering, wat beteken dit om 'n kind van God te wees? En dan hoe vergelyk ons huidige lewenservaring met die erfenis omdat ons kinders van God is? Dis die twee goed wat ons vandag bietjie na wil kyk. So, vers 14 verseker ons van 'n nuwe verstaan van ons verhouding met God. God se Gees bewys jy is 'n kind van God. Luister weer na vers 14. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. As die Heilige Gees die leidende rol in jou lewe begin speel, dit het ons in vers 9 en 11 tot 11 gesien laas keer, waar die ware lewe deur die Gees se effek in jou inkom. As die Heilige Gees die rol begin speel, die lewende rol begin speel, dan is daar geen twyfel oor God se ouerskap oor jou lewe nie. Daar is geen ander voorwaarde wat nou nagekom moet word nie. Daar's geen ander wet wat nagekom moet word nie. Die Gees het jou lewend gemaak deur die krag van genade. Die wet het geen regseis meer oor jou nie. Want Christus se Gees het jou opgeëis vir homself, en hy gebruik nou die wet bloot as 'n riglyn wat jou begeertes lei, in plaas van dat jy onder die wet staan en veroordeel is. Jy's vrygemaak daarvan.
Die vernaamste kenmerk van God se vaderskap is dat sy gees in jou is. Dus, ons laat ons deur die gees lei. En dit bewys ons is kinders van God. Die vraag is, wat ons osself vanoggend moet afvra is, as iets jou vandag ontstel of versoek, of na die ander kant toe, dit jou gemaklik maak en jy wil net in die gemaklikheidstoestand bly, laat jy dan toe dat jy eers gelei word deur die Heilige Gees om jou begeertes in daai toestand, in daai versoeking, in daai ontstelling, in daai gemak na die Gees se riglyn aan te pas in jou lewe en dit daarvolgens uit te lewe. Hierdie eienskap van vader wees en kind wees van God is heeltemal 'n nuwe manier om jou verhouding met God te verstaan. Dis persoonlik. Dis nie meer net 'n reëls gebaseerde lewe nie. So dit bring ons by die vraag uit, wat beteken dit om 'n kind van God te wees in hierdie veranderingsproses? Kom ons kyk na 3 idees daaroor. Die eerste idee is jy is nou kinderlik as gevolg van die Heilige Gees. Waar jy voorheen 'n rebel was wat God se waarheid onderdruk, is jy nou 'n kind as gevolg van sy Heilige Gees. Vers 15. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons, Abba, Vader. Die onderskeid tussen vrees in jou lewe en vertroue in jou lewe kom baie duidelik uit hierdie vers uit. Daar is nie nuwe vereistes aan jou verwantskap met God gekoppel wat jou laat vrees nie. Jy is nie meer 'n slaaf van voorwaardes wat jy hoef te vrees nie. Want jy is deur God se reddende krag tot genade vrygemaak. Jy is onskuldig. Soos 'n klein kindjie in die nuwe verhouding met God. God die Vader. Nou, wat doen 'n kleintjie? Toe my seun so jonk was daar net een idee gewees. Wat my pa sê is reg. Nou doen hulle dit nie weer nie, maar toe hulle klein kindertjies was, het hulle altyd geglo my pa is reg. En dit is die gees van vaderskap. Wat in jou woon en jou liefdevol opvoed en jou toelaat om alles wat jou pa sê te toets of dit regtig waar is. Dis die geleentheid wat aan jou gebied word deur die Heilige Gees. Is God regtig reg? Jy kan opreg sê, Papa, wys my, leer my, help my. En dit is hoe aanpasbaar jou daaglikse begeertes kan wees. Dis waar verandering begin, wat jy nodig het om daai ou mens mee te vernietig. Jy draai na jou pa toe.
En jy vra hom, wys my, leer my, help my. Want hy is in staat daartoe. Gaan jy toegee daarvoor? Of gaan jy aanhou op jou eie? Die twee papa woorde wat vir ons hier gegee word, bewys daar is geen stiefkinders as gevolg van herkoms nie. Of jy nou 'n Jood of 'n Griek is, ons weet wat Paulus daaroor sê, almal is kinders van God as hulle hom aangeneem het. Jy is God se aangenome kind. Dis wat vers 15 sê. Hy sê, julle het die Gees ontvang, wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. Ons is aangeneem deur God as sy kinders. Jy is die aangenome kind van God in die kring van sy ware kind, Jesus Christus. En dit word verteenwoordig in jou deur sy Gees. Dit is die eerste idee. Jy is nou kinderlik as gevolg van die Heilige Gees. En jy kan soos 'n kind optree voor God. Die tweede idee is dat die Heilige Gees self is die oortuiging dat ons kinders van God is. Vers 16. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Wie oortuig jou dat jy 'n kind van God is? Dit is net die Heilige Gees. Daar vind 'n samewerking tussen my herstelde lewende gees en God se ware gees plaas wat my diep oortuig dat ek regtig God se kind is. Ek behoort aan hom. En nou strek hierdie woord kind wat hier gebruik word in vers 16, dat ons kinders van God is, kinders, veel verder as die aangenome kind waarvan ons gepraat het in vers 14. Vers 15. Daar waar hy gesê het in vers 15 dat ons aangeneem, tot kinders aangeneem is. Die kinders van God wat in vers 16 voorkom is strek veel verder. Die woord is 'n heel ander tipe woord wat gebruik word. En hier word vir ons bevestig dat ons God se eie kind is. Hier word vir ons bevestig dat die Vader se bloed deur my are vloei. Ek is sy ware nasaad, soos bevestig deur sy Gees wat in my woon, wat deur my vloei. Dis juist die bevestiging. God die Vader is my eie liefdevolle Vader. Hoe weet 'n klein dogtertjie dat hy die regtig haar pa is, as hy daar langs haar pa staan? Of 'n klein seentjie? Sy herken hom aan sy stem. Sy herken hom aan hoe hy na haar kyk, met groot liefde. En haar naam sê, dan hoor sy hom. Dit is soos een keer in die straat, ek is hier in Windhoek in die Hoofstraat stap ek op toe ek nog 'n jong laaitie was, en iemand roep my, Norman. Nou, almal praat om jou, maar daai naam het deurgekom. Jy's geroep, jy hoor hom. Dis 'n besige straat. En tog hoor jy jou naam as hy geroep is. Sy ken hom deur hoe hy haar hand vat en haar help en haar troos
en lag as van blydskap as hy iets reg kry en soos hy lyk. Dis sy volle vreugde. Dit is die Christen se voorreg. Hoe lyk jou pa vanoggend? En spandeer jy jou dag saam met hom op hierdie manier? Ervaar jy hom so? Want die gees van jou Vader leef in jou. En hy is altyd by jou. Al voel dit dalk nie vir jou so nie. Jy kan hom aan die hand vat. Jy kan vir hom sê help. En jy kan saam met hom in vreugde uitbars, in 'n lag, as jy daai sonde, daai ou mens oorwin. As jy dit begin regkry. Hou vas aan die oortuiging van die Gees wat in jou is. Dat die Gees wat in jou is, die van die Vader is. En jou vrye toegang tot jou Vader gee, soos jy deur die stampe en die stote en die bergpieke van jou dag gaan, wanneer dit goed gaan, onthou dit, en wanneer dit sleg gaan, wanneer jy sukkel, wanneer jy voel jy val, gryp dit aan. Leef saam met jou pa. Die derde idee is dat ek en jy is ingesluit as kinders van God in God se erfenis. Vers 17. Maar as ons kinders is, ons is ook erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly. Dis nou saam met Christus ly. Sodat ons ook saam met hom, dis nou Christus, verheerlik kan word. Ek wens ons kan teruggaan na Filippense 2 toe gaan lees wat ons daar gesien het. Hoe Christus homself verneder en ly. Tot aan die kruis. Wat ons vanoggend gaan vier, daai lyding aan die kruis. En wat doen God die Vader? Hy lig hom op, hy verheerlik hom, en hy gee hom die naam bo alle name. En jy is daarbey ingesluit. Om ingesluit te wees in Jesus se erfenis, gee my 'n toekomsvisie. Maar daai toekomsvisie sluit nou ook in, hierdie hede ook in, wat nou met my gebeur en wat ek nou ervaar en wat ek nou moet doen, dit sluit dit in. Hierin lê my motivering vir verandering. En dat ek nie sommer net met 'n self-improvement projek besig is nie. Ek is besig om daaraan te werk om die erfenis van God te ontvang. Let op dat Jesus se erfenis is allesomvattend. Dit sluit niks uit nie. Heelal is syne. Maar dit sluit ook nie die pyn en die lyding wat hy moes deurmaak as 'n mens. En die pyn en lyding wat hy in die kruis vir my onthaalwe gehad het nie. Sluit dit ook nie uit nie. Dis alles deel van Jesus se erfenis. En as ek 'n mede-erfgenaam van Christus is, wat beteken dit dan vir my? As ek sukkel, en as ek pyn en lyding ervaar, of as ek sukses bereik,
in my geloof, dan is dit deel van Jesus se erfenis wat in my uitspeel. Hoe? Nou vra jy vir my, joh, dis 'n bietjie 'n wilde aanname hierdie ene. Nee, Paulus bring ons terug na vers 12 en vers 13 se verpligting toe. Hy maak ons dan vas met hierdie in oog, hierdie erfenis, om die sondige aard deurentyd in ons dood te maak as gevolg van dit wat ons in Christus saam erf, die pyn en lyding wat daarmee gepaard gaan na verheerliking lei. En nou weet ons hoekom ons nooit alleen is in hierdie stryd nie. Want jou pa is met jou. As Jesus se erfenis niks uitgesluit het nie, hoekom wil ek hierdie stryd teen my eie vervalle natuur opgee? Hoekom voel ek dis vir my te veel? Ek kan verstaan dat die pyn daar is en die lyding is daar, maar ek kan saam met Christus daar deurloop. Hoekom vind ek so min waarde in hierdie erfenis? Of ek verstaan nog nie my verhouding met my Vader reg nie, of ek het my verlosser nog nie regtig ontmoet nie. Dis die enigste twee redes wat daar kan wees. En daarom gaan ons na vers 18 toe. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Daai erfenis. Dat wat nou gebeur, kan nie vergelyk met wat gaan gebeur nie. En Paulus maak hierdie konflik en die motivering om deel te neem aan Jesus se huidige en toekomstige erfenis in die regstel hy vir ons in die regte lig, vir ons onthaalwe vir die pyn en die lyding wat ons ervaar, vir die sukkel waarmee ons sukkel met hierdie ou karakter van ons. En hy kom wys ons en hy sê vir ons, maar dit kan nie vergelyk met wat kom nie. Die lewe as 'n kind van God is uitdagend. Want enigiemand anders sal net aanvaar hy is so en hy gaan aan. Jy moet verander, sê God. Dit verwag dat ek moet verander in 'n wêreld wat eis dat ek dieselfde moet bly. Dis die probleem. Die lyding van hierdie tyd wag vir my in elke oomblik van elke dag. Hoekom? Want omdat ek 'n kind van God is my visie nou anderster. Ek sien my erfenis anderster. Dit is erfenis gesentreerd. Met 'n lang voordeel uitkyk. Eerder as jy die wêreld se selfgesentreerde en kortsigtige uitkyk. Wat my nou kan happy maak. Dis wat ek soek. Is daar 'n probleem vandag in 'n verhouding iewers? Is daar vir jou 'n swakheid of 'n innerlike konflik wat met jouself wat jy net nie kan oorkom nie, of dalk nie wil los nie. Is daar 'n stryd met iets wat ek net nie kan verstaan of 'n uitweg uitsien nie?
As dit so is, en ek ervaar dit regtig so, en dit pla my, dan ervaar ek die effek van my verpligting om my sondige aard reg te stel. Maar nou raak die waarde van daai stryd vir my duidelik. Paulus is oortuig. Die twee kan nie met mekaar vergelyk word nie. Die lang visie in Christus se erfenis, wat my motiveer om te verander na Christus se beeld toe, is altyd onvergelykbaar van meerwaarde. Altyd. Al voel dit vir my anders, al voel dit vir my hoe, dis die waarde in daai erfenis. Nie eers die goeie van hierdie hede, van jou lewe vandag, die goeie goed, kan hiermee vergelyk in waarde nie. Want dit gaan verby. Christus bly. God is jou Vader. En het net jou beste belang ter harte. En jy is daai klein kindjie. Jy is daai klein kindjie in sy tuin, wat in sy tuin kan gaan speel, terwyl hy sy liefdevolle oog oor jou hou, en hy leer jou, en hy maak jou groot, hy maak jou volwasse in Christus. En hierdie tuin is wonderlik. Hierdie lewe is wonderlik. En tog is dit vervalle en gevaarlik. Maar jou Vader is daar. Hy beskerm jou. Jou Vader is 'n veilige plek. Hy is nie gevaarlik nie. Hy is nie vervalle nie. Jy's veilig by hom. En hy's besig om die tuin vir jou as erfenis te herstel, en hy help jou deur die proses waar dit in jou moet gebeur. En daarom kan ek jou bemoedig vanoggend, ek kan vir jou sê, sien uit na jou erfenis. Span alles in om dit te beleef. Verander. Verander na die beeld van Christus. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons Vader is. En dat dit ons die absolute geleentheid gee om te verander na die beeld van Christus. Al is dit hoe moeilik vir ons. En dat Paulus ons hier kan aanmoedig en sê, daai verandering is niks wat so waardevol is soos dit wat is in die erfenis van Christus opgeneem nie. Wil U ons daarin lei, Here, wil U ons genadig wees, soos 'n pa met 'n klein kindjie. En wil U ons help hiermee. Want ons het U hulp nodig. In die naam van Jesus Christus, sy reddende krag tot verlossing. Hy wat dit vir ons gedoen het. Amen. Amen.